Bespreking oor wat toelaatbaar, onaanvaarbaar en die verspreiding, masraf van Gurbani is. Sake rakende watter diere toelaatbaar en nie toelaatbaar is om te slag vir Gurbani nie. Dit is nie korrek om Gurbani te doen met enigiets anders as makdiere soos kamele, beeste, buffels, bokke en skape nie. Dit is nie toelaatbaar om wilde diere te offer nie. Een bok sal voldoende wees namens een persoon. 'n Kameel, bees of buffel sal voldoende wees namens 7 mense. Die voorwaarde is egter dat elkeen se deel 1/7 moet wees. As enigeen se deel minder as 1/7 is, sal niemand se Gurbani geldig wees nie. As elkeen van die 7 persone die bedoeling het om beloning, sawab, te ontvang deur die slagting, sal die slag van 'n kameel, bees of buffel namens hulle korrek wees. As een van hulle die bedoeling het om net die vleis te eet, sal niemand se Gurbani korrek wees nie. Dit is korrek om bokke te offer wat 1 jaar oud is en die 2de jaar betree het. Andersins is dit nie toelaatbaar om bokke van 'n ander ouderdom te offer nie. As 'n skaaplam wat meer as 'n deel van die jaar oud is, so vet is dat dit soos 'n 1-jarige lyk, sal dit toelaatbaar wees om dit te offer. Beeste of buffels wat 2 jaar voltooi het en die 3de jaar betree het, sal korrek wees om te offer. Andersins is dit nie toelaatbaar om beeste of buffels van 'n ander ouderdom te offer nie. Kamele wat 5 jaar voltooi het en die 6de jaar betree het, sal korrek wees om te offer. Andersins is dit nie toelaatbaar om kamele van 'n ander ouderdom te offer nie. Dit is die beste dat die dier wat vir Gurbani geslag word, vet en vry van alle gebreke is. Maar as 'n dier geslag word wat van geboorte af geen horings het nie, sal die Gurbani toelaatbaar wees. As 'n dier se horing gedeeltelik gebreek is, sal die Gurbani toelaatbaar wees. As die horing egter van die wortel af afgebreek is, sal die offer van so 'n dier nie korrek wees nie. As 'n gekastreerde dier, kasie, geslag word, sal die Gurbani toelaatbaar wees. Dit sal eerder baie goed wees. Want die vleis is bevredigend en smaakliker. As die dier vet is en skirfte of jeuk op sy lyf of skouer het, sal die Gurbani toelaatbaar wees. As die dier egter heeltemal maar geword het as gevolg van skirfte, is die Gurbani nie toelaatbaar nie. As 'n dier geslag word wat kranksinnig is, maar die kranksinnigheid verhinder dit nie om te wy nie, sal die Gurbani toelaatbaar wees. As die kranksinnigheid dit verhinder om te wy, is die Gurbani nie toelaatbaar nie. Dit is nie toelaatbaar om 'n blinde dier wat nie 2 oë het nie, te offer nie. Net so is dit nie toelaatbaar om 'n dier te offer waarvan die sig in een van die 2 oë verlore gegaan het nie. Dit is nie toelaatbaar om 'n krepeel dier te offer wat nie in staat is om na die slagplek te loop nie. Maar as die krepeel dier op 3 bene loop en die 4de been op die grond plaas om te help loop, sal die Gurbani toelaatbaar wees. As die dier so maar en verskraal is dat die murg in sy bene opgedroog het, is dit nie toelaatbaar om so 'n maar dier te offer nie. Dit is nie toelaatbaar om 'n dier met gesnyde ore of stert te offer nie. As die dier die meeste van sy oor of stert verloor het, is dit nie toelaatbaar om so 'n dier te offer nie. As 2/3 van die oor egter oorbly en 1/3 ontbreek, sal dit korrek wees. Dit is nie toelaatbaar om 'n dier sonder tande te offer nie. As die dier die meeste van sy tande het, sal die Gurbani korrek wees. Dit is nie toelaatbaar om 'n sakka-dier te offer nie. 'n Sakka-dier is een wat sonder ore gebore is.
Dit sal nie korrek wees om 'n dier te offer waarvan die spene se punte afgesny is nie. Die verspreiding masraf van die vleis en vel van die Gerbani dier. Dit is toelaatbaar vir die persoon wat die offer bring om die vleis van die Gerbani dier te eet. Dit is vir hom toelaatbaar om die armes en rykes van die vleis te voer. Dit is die beste om die Gerbani vleis in 3 dele te verdeel, 1 deel om as almose, sadaqa, te gee, 1 deel vir die eie gesin, en die ander deel vir familie en vriende. As al die vleis as almose gegee word, sal dit goed wees. As al die vleis vir jouself en jou gesin gehou word, is dit ook toelaatbaar. As dit 'n gelofte offer, manat, is, sal dit nie halal wees vir hom om daarvan te eet nie. Hy moet eerder alles as almose gee. Dit is toelaatbaar vir die gewer van die Gerbani om die vel van die dier vir die regte doeleindes te gebruik. Dit is toelaatbaar om die vel van die Gerbani dier as geskenk aan 'n ryk persoon te gee. As die vel van die Gerbani dier verkoop word, sal dit wajib wees om die volle bedrag as almose te gee. Die slagter se loon mag nie uit die vleis of die waarde van die vel van die dier betaal word nie.